Goeiemiddag broers en susters, welkom by Huis van Gebed. Ja, mense is maar net opgewonde want dit is alweer naweek. En ja, naweek het Sondag is dit kerk. Dis weer bykom, 'n tyd om by mekaar te kom vir die kinders van die Here, om te deel hoe goed was God deur die week vir ons gewees. Dit is so lekker om te weet dat net om vir die Here te lewe. Ek meen dis buiten al die seëninge wat die Here ons pad langs bring. Net om vir God te lewe, wat so voorreg en eer dit is om te weet dat Jesus Christus my God, my koning. Ek dink ons is so bevoorreg om net te kan weet dat die Here ons behoort aan die volmaakte prys in die kruis vir ons betaal. Weet, daar's regtig niks waaroor ons bekommer hoef te wees, waarvoor ons slaaplose nagte hoef te hê nie. As jou saak met die Here reg is, dan is jou hele lewe reg. Want as jou lig skyn, dan is jou lewe reg. As die slag as jou lig donker is, dit is wanneer 'n mens slaaplose nagte het, wanneer die ligte nie meer skyn nie. So ja, ek dink wat ek op my hart het vandag is, partykeer is dit beter net om ander mense net voor ou self te stel, weet, om ander mense se behoeftes so goed voor jou eie behoeftes te stel. Ou so geneig om te dink net, solank net ek alles het, dat alles net aan my kant toe kom. Dit partymal moet ou net terugstaan en sê, Here, seën daai persoon ook. Seën daai persoon ook, Here, seën daai persoon ook. En jy weet, dis partymal beter om net te bedien as om bedien te word. Weet, ons moet die woord van die Here uitdra, laat die mense buitekant kan weet van hoe lief die Here ons werklik waarheid en wat God vir ons omgee. Dis so belangrik wat die Here vir jou voel. Jy weet, party mense dink as jou saak met die Here, of as jy Sondag kerk toe gaan, dan is jou saak met die Here reg, maar die verhouding tussen jouself en die Here, is dit reg? Want dis wat belangrik is die verhouding tussen onsself en die Here. Weet, om stil te sit en te hoor hoe die Here met jou praat, sodat jy met die Here kan gesels. Heel baie mense sê, hoe hoor jy die stem van die Here? Hoe hoor jy die stem van die duiwel? Dit is so maklik soos dit, my broer. Die wêreld is geneig om te sê, hulle hoor nie die stem van die Here nie, maar hulle kan duidelik hoor wat die duiwel vir hulle sê. Hulle kan duidelik weet as die duiwel vir hulle sê, doen dit en dit en dit. Ja, as jy werklik ware behoefte in jou hart het om te sê, Here, praat met my. My God, ek het U nodig. Weet, partymal wil ons die Here net gebruik as 'n spaarwiel. Net in tye van nood, dan ken ons die Here. Weet, ons ken daai, ek dink hulle sê in Amerika is ons 911. Ek weet nie eens wat dit is, ek dink Suid-Afrika is dat 1011, dink ek. So, in nood, dan weet jy die nommer wat jy moet skakel. In nood, dan ken ons Jesus Christus, dan weet ons, Here, ons het vir U nou nodig. Ons het U werklik waar nou nodig, Here. Maar in tye wat goed gaan, dan ken ons nie die Here nie, dan vergeet ons daai nommer, Jesus Christus. Die een wat vir ons gesterf het op die kruis, die een wat die volmaakte prys vir U en vir my betaal het, so laat ons vanmiddag in alle heerlikheid voor die Here kan staan en sê, Here, dankie vir hierdie dag wat verby is. Dankie vir U liefde, my God. Dankie, Vader, laat ons kan uitsien met 'n verlange na Sondag. Laat ons osself so kan inbid en opbou vir Sondag, laat ons 'n seën kan wees vir hulle wat seëninge nodig het. Laat jy 'n blessing kan wees vir daai ene wat seer het, wat pyn het. Dat 'n mens net vir mense kan uitdra en sê, weet jy wat, dis hoe lief God ons het. Daai vreugde in jou hart dis wat die Here het. Vir U ook. Ja, dis nie altyd maklik nie. Weet, nêrens in die Bybel sê, dis maklik om 'n kind van die Here te wees nie. Maar dit is die moeite werd. Van die woord sê, die Here gaan nie toelaat dat ons bo ons kragte gaan versoek word nie. Dan tree God in en hy help ons om daardeur te kom. En dis kom mense glimlag op jou gesig kan hê en jy kan 'n vreugde en 'n blydskap in jou hart het om te weet dat my God gee my om. Want so lief het die Here vir my gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het volgens Johannes 3 vers 16.
Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord was by God en die woord was God. En weet jy wat? Daai woord lewe vandag binne u en my. Hoe bevoorreg is ons? My broers en susters, hoe bevoorreg is ons om kinders van die Here te wees? Om vir mense te kan sê, weet jy wat, jy mis so uit as jy nie 'n kind van die Here is nie. Dis naweek. Ek sien in my gees sien ek trollies vol drank alweer. Ek sien hoe mense trollies vol drank laai, want dis naweek, ons gaan party. Ek was ook daar gewees. As jy prop so afgerol het, dan word hy weggegooi, want daai bottel moet nou leeg word. Kan ons nie so vir die Here ook lewe nie? Kan ons nie daai prop afdraai van seëninge en blessings nie, en sê, Here, seën ons met die Heilige Gees, Vader. Here, laat die reën uit die hemel uit oor ons val, die heerlikheid van God. Die Here wil ons so seën as jy gaan lees in Jette, nou vra ek myself nou gedruk. Is in Efesiërs 1, wat hy sê, en al hierdie beloftes wat God vir ons het. Al die heilige beloftes wat God vir ons het. Jy en 'n mens lees dat deur en jy sien dat hoe God ons wil seën met die hemelse seëninge. Dis die God wat ons dien. Wat vir ons wil gee, meer as wat ons ooit in ons harte kon opgekom het. Goed wat ons nie eens kon gedink het nie, waar God weet ons het nodig. Hy is ons God en hy is ons Vader. Broers en susters, kom ons bedien mekaar. Kom ons bedien mekaar, kom ons sê vir mekaar hoe lief is die Here vir ons. Hoe lief is die Here vir u, en hoe lief is die Here vir u gesin en die familie. En as daar siekte vandag by u is, wil ek graag hê, jy moet net die hand. Ek weet, ek voel so pyn hier onder in my ribbekas, so ek weet nie of waar iemand is met 'n pyn in sy linkerkant so onder sy bors nie. Daar's net, ek voel net so pyn, ek weet nie, as u so pyn het, lê net die hand op daai pyn, want die Here wil u nou genees in die naam van Jesus Christus. Ek sien dis 'n vrou, is 'n vrou met donker hare, wat 'n pyn so reg onder haar linkerkant se bors het, hier onder jou hart, of van jou hartklop, of whatever. Die Here sê, genees jy nou. So, dankie Here. So ja, as mense is met siekte en probleme, en is meer as welkom. My selfoonnommer is op my webtuiste, Huis van Gebed, en jy kan vir my WhatsApp stuur, even die name te sê, jy kan net sê waarvoor ons moet bid, en ons tref vir u in, en ons bid vir u, en ons glo die Here, vertrou die Here, dat hy sal aanraak en sal genees. En die grootste wonderwerk in die lewe is, kom ons gee ons harte vir die Here. Broers en susters, wat kan jy verloor om jy hart vir die Here te gee? Dit is die grootste wonderwerk in die lewe, as die Heilige Gees in jou lewe intrek, en God vat besit van jou lewe, en jy kry daai vreugde en daai opgewondenheid binne in jou, om te weet dat ek weet, ek is 'n kind van die Here. Ek kan vanaand gaan slaap, en dit maak nie saak as ek nie weer wakker word, want daar waar ek sal wakker word, gaan ek wees in die paradys saam met die Here, in die hemel saam met God. So dis die moeite werd om daai besluit te vat, broers en susters. Dis die moeite werd om te luister as die Here klop en hy sê, luister na my. Hy sê, ek staan voor die deur en klop, as jy my stem hoor, en die deur oopmaak, kom ek vanaand saam met jou 'n maaltyd geniet. En dis 'n maaltyd vir ewig. Want die Here sê nie weer dat hy gaan jou los nie. Dit staan nie in die woord nie. Maar dit hang van u en myself af wat ons doen, met die genade en die liefde van Jesus Christus. Want ons gaan nie voor die Here eendag gaan staan en sê, Here, maar ek het nie geweet nie. Onthou hierdie datum, die 7de November 2025. Moet dit nooit vergeet nie, my broers en susters. Want eendag gaan ons voor die Here moet staan, en dan gaan hy sê, onthou jy daai datum. Dit is die dag wat ek aan jou hart deurgeklop het. Ek het 'n boodskap uitgestuur. As jy my stem hoor, maak ook jou deur. Halleluja, kom ons bid gou saam, broers en susters. Hemelse Vader, wat so voorreg is dit vanmiddag net om die naam van Jesus aan te roep.
Here, om vir U te loof en te prys en te eer en te sê, my God, U is waardig. U is waardig om die boek te neem. Here, ek wil so bid dat elkeen wat luister vandag seker sal wees dat hulle naam in die boek van die lewe opgeskryf is, Here. En as hulle nie seker is nie, my God, laat bid ek nou dat die Heilige Gees werklik waar in hulle harte sal Here, hartdeure sal klop en sê, ek staan by U deur en klop. As U oopmaak, kom ek in. En as Here in U ingekom met my broers en susters, dan word U naam vandag in die boek van die lewe opgeskrywe. En daai naam word nooit weer uitgekrap nie. Solank as wat ons by die Here bly en die Here dien. Baie mense dink omdat sy naam in die boek van die lewe opgeskryf is, kan hy nie uitgevee word nie. My boetie en sussie, as baie mense wat eendag daar gaan staan en gaan sê, Here, Here, maar ons het in U naam. Sê die Here sê, ja, my naam, maar ek ken jou nie. My broers en susters, dis seker die belangrikste besluit vanaand, is om seker te maak, Here, ken my asseblief, my God. Here, laat my naam Ben Arnold in die boek van die lewe opgeskryf is. Here, laat ek seker is, laat ek seker is, laat ek seker is, my God. My naam is opgeskryf in die boek van die lewe. Here, laat ek nie eendag voor U kom staan en nie vir my sê, gaan weg, ek ken U nie. So bid ek vir elke boetie en sussie vanaand, Here, laat, en hulle kinders, laat hulle naam in die boek van die lewe opgeskryf word, Here. So bid ek ook van my kinders en my familie, dat hulle almal sal seker wees, hulle name was vandag in die boek van die lewe opgeskryf. Want Jesus het die volmaakte prys ons betaal. Halleluja, Here, genees elkeen in die naam van Jesus Christus. Ons spreek seëning en vreugde oor hulle lewens uit. En ons sê vir U dankie, Here, al die lof en eer behoort aan U in Jesus naam. Amen. Shalom, my broers en susters. Geniet die naweek en geniet Sondag se boodskap en mag die Here U seën. Amen.